van Jesus. Is 'n wonderlike voorreg uit genade om vanaand elkeen in hierdie tent te kan groet in die magtige naam van die Here. Ouderlinge evangelist, prys die Here, ons moeders, ouderlinge moeders, ons herdermoeders, ons moeders. Halleluja, die kinders. Elke een is gegroet. Besoekers, u wat vanaand hier is gegroet in die naam van die Here. 'n wonderlike voorreg uit genade wat ons nie gehad het nie, maar die versoeningsdood van Jesus. Prys die Here terwyl hy daar hang aan die kruis. Bewerk hy vanaand my redding. Halleluja. Ek wil nie vir u ophou nie, kom ons lees daar in Lukas hoofstuk 13. Lukas 13 vers 24. Vandaar af wil ek lees. Lukas 13 vanaf vers 24. En as ons het vanaand het, dan wil ek lees soos volg. Stry hard om in te gaan deur die noupoort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Hy sê wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, Here, maak vir ons oop, dan sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Prys die Here, ek gaan nie verder daar lees nie. Jy weet as ek vanaand vir almal in hierdie woonbuurt moet vra, luister waarheen as jy op pad, dan sal ek vir jou sê, ek is op pad hemel toe. Jy weet vanaand glo mense, prys die Here, en jy kan lewe soos jy wil, maar jy is ook op pad hemel toe, met al jou dinge, met al jou verfoeisels, met al jou goede, prys die Here, maar vanaand wil ek vir jou sê, halleluja. Halleluja, Lukas 13 vers 24. Hy sê, ek sê vir julle, want baie sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, maar hulle sal nie in staat wees nie. Ek wil nou vanaand sê, die hemel behoort aan die Here, en hy stel hom vanaand beskikbaar vir elke ene wat luister, wat vanaand sê, Here, ek wil u aanneem op grond van u woord. Dat hy elke dag en elke ziel wat in die hemel sal ingaan nie, maar as hy op die pal van God doen kom. Prys die Here. Maar as hy wat die wil van God doen. Jy weet, mense kan vanaand vir jou sê, ja, maar ek gebruik ook die naam van die Here. Ek staan ook en ek glo ook in die naam van die Here. Maar ek wil jou vanaand sê, 'n geloof is sonder die werke is dood, sê die Bybel. Jou werke moet getuig van jou geloof. Jou geloof sal gesien word aan jou werke. Prys die Here. Ek wil vanaand vir jou sê, hierdie woord sê vanaand, as jy elke ene wat sê, Here, Here nie, wat sal ingaan in die koninkryk van God nie, maar as hy wat die wil van God doen. Prys die Here. Ek wil vanaand vir jy sê, prys die Here. Almal is op pad hemel toe.
die Here sê 'n wonderlike ding van hom. Jesus sê in Johannes 10 vers 9, ek, Jesus, ek is die deur. Ek is die deur. En hy wat deur my ingaan, hy sal gered word. As jy nog nie vandaan die Here Jesus as jou persoonlike saligmaker in jou lewe toegelaat het, te vergeef. Jy moet by Jesus deurgaan. Dis die nou poort. Jy moet by hierdie poort ingaan. Jy weet as ek nou vir nog lees oor hierdie poort, prys die Here, dan sê die woord van die Here vanaand. Hy sê daar in Matteus 7 vers 12, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Hoor jy, daar is baie wat by daai poort ingaan, daai breë poort. Maar luister vers 14, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. Jy, en hier kom die ding. En daar is min wat dit vind. Jy weet, mense loop op hierdie groot pad. Hulle geniet die lewe. Hulle stap so rond links en regs. Want dit is 'n lekker groot pad. Dit is 'n duidelike pad, prys die Here. En hulle geniet hulle op hierdie pad. Maar ongelukkig, wanneer hulle by die poort kom, waar hulle moet aangaan, dis dit op die ander kant van die pad. En dan mis jy die poort. Die Bybel sê die poort is smal en baie min wat deur hy poort ingaan. Want hulle vind hom nie. Die Bybel sê as baie wat hom nie vind nie. Baie min vind die poort wat na die hemel toe moet lei. En hierdie poort is vanaand die Here Jesus Christus. Jy moet hom aanneem as jou persoonlike saligmaker. Jy moet vanaand, halleluja, uit jou rug wat jy op Jesus hou, moet jy omdraai met jou gesig na hom toe. En jy moet stap en jy moet jou sonde bely. Daar's net een manier. Hy klaar die prys betaal op Golgotha. En hy staan met die prys. En hy wil dit vir jou gee. Maar luister, jy moet vandaan, halleluja, moet jy na God toe nader kom. Nader tot hom. Nader tot my. En ek sal ook na jou toe nader kom. Prys die Here beloof. As jy kom, ek sal kom. En as jy wil, ek wil. Prys God se naam. Ek wil jou vanaand sê, as jy wat ek en jy sê nie, maar as wat die woord van God vanaand vir ons voorhou, dis wat die Here Jesus in sy woord vanaand sê. Prys die Here, almal is op pad hemel toe, maar elkeen hardloop by die eie poort, anders kom oor die draad. Hulle wil nie by die hek ingaan, hulle wil nie by die poort ingaan, jy luister. Ja, ek sê dit nou weer seker uit my duim uit. Ek sal dit vir u lees, man. Laat jy sien, is toch die Here wat so sê. Kyk hier so. Hy sê, prys die Here. Almal, hy sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Prys die Here. Maar vanaand sê hy, almal wat die by die deur ingaan nie, maar wat oor die muur van die skaapkraal klim. Hy's 'n dief en hy's 'n rower. Prys God se naam. Ek wil ook vanaand vir u sê, baie kere dat kom mense na die Here toe. Dat kom neem hy die Here aan op grond van sy woord. Maar luister, as hy binnekant is en hy's binne, dan besluit hy wil nie onder gesag staan nie. Hy sal hom nie laat sê nie. Hy dien soos hy wil. Hy dien op sy manier, nie op God se manier nie. Want ek het nou klaar die Here aangeneem. Wie is daai man om vir my kom sê wat sê die woord van God? Ek maak nou soos wat ek wil. Dan loop jy met 'n dik nek
praat vanaand met gelowig en ongelowig. Maar kom jy binnekant, halleluja, dan sê jy nee. Ek sal nie van my laat sê nie. Die saak is tussen ek en die Here. Hy is tussen jy en die Here. Daarom moet jy maak soos wat die Here sê. Moenie vanaand, halleluja, staat maak op jou eie wysheid, op jou eie insig. Ek wil jou vanaand waarsku, prys die Here hou. Jou geloof gesond, deur dit te toets aan die woord van God. As die Here sê links, dan is dit links. As God sê rechts, dan is dit rechts. Moenie vanaand op jou eie stoel wil aangaan nie, want weet jy wat? Halleluja, ons is op. As jy in is, jy wat 'n kind van die Here is. As jy binne-in is, die Bybel sê, dan sal jy gered word. Jy word net daar by die poort, as jy ingaan, dan word jy gered. Maar nou raak jy groot, jy krijg groot kop, jy krijg groot skoene op die pad, en dan stap jy af van die pad af. Luister hier, Johannes 14, vers 6. Johannes 14, vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en ek is die lewe. Jy kan nie eens die binnekant kom en loop jy soos jy wil nie. Jy moet wandel op die weg. En Jesus is die weg. Johannes 14 vers 6, ek is die weg. Jy moet op my loop. Jy moet loop soos ek jou leer. Jy moet loop soos ek jou lei. Jy moet bly prys die Here in die woord van die Here. Jy kan nie maak soos jy wil nie, jy kan nie loop soos jy wil nie. Want weet jy wat? Daarvoor is nog 'n deur. As jy hier van Jesus afloop, daarvoor moet jy nog loop ingaan. Jy's nog nie in nie. Jy streef nog om in te gaan. Nie met die drank in die hand, met die dag aan die hand. Prys die Here. Die sonde, dan moet jy ook hemel toe stap nie. Jy moet by die deur ingaan, by Jesus Christus. En as jy daar ingaan, sê die Bybel, dan kry jy verlossing. En wanneer jy verlos is, dan stap jy op die weg. Want Jesus is die weg. En hy is die waarheid, jy kan nie maak soos jy. Jy luister die mense nie. Jy weet vandag as jy vir iemand vraag, jy die Here aangeneem, nee, ek het my kerk. Hey, boetie, jou kerk sal vir jou niks beteken. Ek is vanaand vir die Here bly, ek het nie 'n kerkie. Ek het nie 'n kerkie, man. Ek is die kerk. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet jy dan nie, dat jou liggaam tempel, vandag kry jy nie meer tempels, jy kry die kerk in die plek van die tempel. Weet jy dan nie dat jou liggaam is die kerk van God nie? En dat die Heilige Gees in jou wil bly. Hy bly nie in die klipgebou nie. Mense het so slim geraak. Die 7de dag is die heilige dag van God. Dan sê jy, ek gaan nou op om te gaan dien. En as hy daar by die trappie kom, dan sê jy, maak hy sigaret dood. Of hy kap die pyp nog so teen die trappie. Kap hy die pyp uit en dan gaan hy in. En as hy daar binnenkom, is hy vreeslik salig. Hoor jy, hy kan nie eens hoes nie. Hy sit doodstil. Prys die Here. Hy is so goed as 'n lijk wat daar sit. Prys God se naam. En as hy diens klaar is, dan sluit hulle die kerk toe. En vir 6 dae lewe hulle hier buitekant net soos hulle wil. Hulle doen die een sonde op die ander sonde. Die een ongeregtigheid op die ander ongeregtigheid. Want hulle het vir God in die kliphuis, in die klipkerk het hulle hom toegesluit sondig. En nou kan ons lewe soos ek wil. Weet jy gisterand, toe sê die Bybel 'n ander ding. Toe sê Jesus vir die man, hy sê, luister hierso, ek het jou gesien, toe jy nog haar onder die vyeboom sit.
Jy word gesien, boetie. Jy kan nie vir God in 'n klipkerk gaan toesien en neem jy kan 6 dae sonde doen en jy sal nie gesien word nie. Jy word gesien, man. God weet van jou. Halleluja. Jesus sê ek is die weg, die waarheid en ek is die lewe. Die lewe, die ewige lewe is in niemand anders nie, maar is in Jesus Christus, die enige gebore seun van God. Prys die Here. Prys die Here, daarom kan ek vanaand, ek kan nie eens vir jou na my toe verwys nie, want ek is net, ek is vanaand net genade. Deur genade is ek gered, en deur genade staan ek hier, deur genade praat ek hier, en ek is op pad, prys die Here, om te kyk of ek ook in die hemel kan uitkom. Daarom moet ek maak wat die Here sê, ek kan nie maak wat ek sê nie. Halleluja! Halleluja! Prys die Here. Jy is vanaand op pad hemel toe, met al jou verwoesting. Ek wil jou vanaand sê, jy kan nie vanaand sê, jy is op pad Prieska toe, maar dan ry jy Appington se kant toe, en dan sê jy is op pad Prieska toe. Daar sê twee paaie nie, die Bybel sê die paaie is net een. Die eindbestemming sit nie op twee plekke nie. Die hemel is op een plek en die hel is op die ander een. Soos jy nie op pad is hemel toe met God se woord en God se autoriteit nie, dan sê ek jou vanaand, jy is op pad hel toe. En as jy jou nie vinnig bekeer tot God nie, as jy nie omdraai nie, sal jy verlore gaan. As ek ook nie vanaand binne die raamwerk van God werk nie, dan sal ek nie by die hemel uitkom nie. En dan kry jy die man, hy is binnekant, hy klaar in by die deur. Hy is in by die deur, dan kry jy horingkies. Ek sal nie vir my laat sê nie. Hoor jy so, wie jy daarvoor is nog 'n deur. Luister hier, daarvoor is nog 'n deur. Prys die Here. Kom ek lees vir u van hierdie deur. Wanneer die eienaar van die huis, onthou, God die Vader is die eienaar van die huis. God sit daarvoor by die hemelpoort. Daar sit hy. Jesus is die deur hier in die wêreld, waar deur jy moet ingaan. En dan moet jy op die weg, die waarheid en die lewe moet jy wandel, om by God se hemelpoort uit te kom. God sit daarvoor. Halleluja! Nou sê hy is die eienaar van die hemel. Hy is die eienaar van die huis. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop, en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, dan sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie. God is nie besig om jou hier tussen die hakbosse te sit te dophou nie. Jy wil mos nie op die weg wandel nie. Nou kom jy ook hemel toe hier deur die hakbosse. Raai jy so pad hier deur die hakbos. Hier deur die slote, die riviere, die gevare, prys die Here, jy is ook op pad hemel toe. Maar God hou nie die plekke dop nie. God hou die weg dop. Want Jesus is die deur. En wanneer jy daar ingekom het, hoor jy, ek wil jou vanaand sê, as jy al het die Here aangeneem, en jy loop draai, God sal jou nie sien. Maar as jy wandel op die reguit pad, naamlik Jesus Christus, van die deur af sal God jou sien. En hy sal sien, daar kom jy aan. Daar kom my kind. Hy het ingekom, hy is op die pad. Hy bly op die weg, prys die Here. Halleluja! Maar as jy hier aan weg, nou is jy op die pad, net nou is jy oor die pad, net nou is jy weer af, God wil nie met jou. En as God die pad dophou, tussen die hemelpoort en Jesus Christus wat die deur is, dan sien jy nie, maar hier kom nou niemand aan. Kijk, die mense wil mis die bekeer is, maar min, wat op hy pad loop. Dan sien God nie, maar hier is niemand op die pad nie. Die Bybel sê, hy is die eienaar.
dan staan hy op en dan sluit hy die deur. En net as hy die deur gesluit het, dan kom jy hier uit die hakbosse uit by die deur aan. By die hemelpoort, dan kom klop jy. Jy kom klop, God het jou nie gesien kom. Hy weet nie van jou nie. Jy is op pad hemel toe, jy breek ook, nee man, ek is op pad hemel. Halleluja! En wat jy vanaand sê, jy moet nie roem in jouself nie, jy moet roem met die Here Jesus. Daarom moet jy doen wat die Here Jesus sê. En dan vraag hy, wie is jy? Wie is daar? Here, dis ons. Dis nou ek. Luister mooi hierso. Hy sê, as hulle aan die deur kom klop, dan sê hulle, Here, Here, maak vir ons oop. En hy sal vir hulle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Jy weet, God ken vanaand vir jou. Hy ken jou naam. Hy ken jou geboortedatum. Die Bybel sê hy het jou geken, toe lê jy nog binne in jou moeders skoot. Toe ken hy jou. Maar hier sê hy nie, ek ken jou nie. Hy sê, ek ken jou, ek ken nie die plek waar jy vanaf nou kom. Nee man, want ek het jou daar nie gesien inkom. Jy het ook nie met die deur ingegaan nie. Jy het oor die kraalmuur geklim, in die hakbosse geloop. En ek het jou nie eens gesien, jy weet niks van jou af. Wie is jy? Halleluja. Het is so makkelijk om daarin te gaan. Jy moet een pad loop die. Jy moet jou bekeer en dan moet jy die pad saam met Jezus wandel. Dan moet jy op die pad loop, zodat God jou kan sien aankom. Hy moet weet van jou. Hy moet weet, jy is op pad. Zodat as jy aankom, moet jy vir jou die deur oopmaak. Maar as hy jou nie sien, alles te vergeef. Jy weet, baie mense sal die dag teleurgesteld wees. Dan sal hy nou kom sê, soos hierdie mense, ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink. En u het op ons strate geleef. Hulle kan nie sê, ons het op u strate geleef. Hulle sê, u het op ons strate geleef. Maar ons het niks gedoen nie. U het op ons strate geleef, maar ons het u nie aangeneem nie. Ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink. Dan kom sit mense met krom harte aan die nagmaaltafel. Hy het nog nooit God aangeneem, hy het nie deel aan hy tafel nie. Maar hy kom eet, dan wil hy vir die Here kom sê, ons het geëet en gedrink in die teenwoordigheid. Maar ons het jou ons lewe met God reggemaak. Ek wil jou vanaand sê, die dingetjies wat jy doen, om deur mense gesien te word, hulle sal jou nie invat nie. As jy nog vanaand jou leier en jou voorganger wil jy tevrede stel. Daarom haal jy mos jou bydrag op tyd uit. Luister, jou geld van die bazaar lê en wag af. Jou bid hier voor jy is daar. Dis goed wat jy doen vir die mense. Laat die mense jou kan sien. Jy stap ook op na die kerk toe. En dan gaan sit jy daar. Hoor jy, daar is jy baie sedig. Maar gisteravond, jy het jy nog die naam van die Here gevloek. Jy weet, daar is mense wat die Bybel sê, as nie elkeen wat sê Here, Here nie. Daar is mense, hy besig nooit die naam van die Here in die gebed nie. Want hy bid nie. As die naam van die Here oor sy lippe kom, dan is dit 'n vloekwoord. Dan vloek hy die naam van die Here. Maar wat jy vanaand sê, my vriend, my vriendin, dis nie wat jy vanaand sê nie. Maar dis wat die woord van God verklaar. Baie sal probeer, maar hulle sal nie in staat wees nie. Jy kan nie maar op hierdie lekker pad wat jy hier in die wêreld loop. Dan werk jy vir die duiwel, maar jy wil hê God moet jou in die hemel inlaat. Sonde gaan nie in die man. Soms is hy nie die koortjie. En as jy nog op rechts en daar moet jy hom sing, sondaars gaan nie in. Ek was 'n sondaar man toe ek met God gedien het. Die mense wil nie sondaars genoem wees nie. Dis die rede waarom hulle nie wil bekeer nie.
En hulle het my genoem bouer. Verstaan jy? Ek was 'n pleisterman en hulle het my genoem 'n pleisterman. Maar as ek 'n sondaar is, dan wil ek nie 'n sondaar genoem wees. Halleluja. Die Here moet u help. U moet na die Here toe kom. Wat nie? Ek weet dis vanaand kwaad. Maar jy toch sit vanaand, val jou by. Hierdie boodskap wat ek uit my uitgepreek, die Gees van die Here lei my. En ek het vir u die woord gelees wat vir u mooi die leiding gee. Hoe dat jy moet maak as jy by die Here wil uitkom. Daarom kan ek vanaand vir jou verseker. As jy jou lewe met God nie regmaak nie, dan wag daar 'n groot teleurstelling vir jou. Want Jesus is die weg en die waarheid. Daar is die ander manier. Jy weet jy is 'n klomp wat hardloop. Hulle aanbid die duiwel. Hier in Boegeberg is baie duiwelaanbidders. Sataniste. Verskillende groepe wat die duiwel aanbid. En die duiwel beloof hulle ook 'n ewige lewe. Jy weet ek luister die getuienis van 'n satanistiese priester wat tot bekering gekom het. En hy sê, as hulle mos so kerk hou, dan drink hulle en hulle roep dag en doen enige drugs en hulle maak goddelose goeders. Kom ek hierdie goed nie. Hy sê, prys die Here, en later dan toe sy verslaaf aan alle type drugs. Daar is nie een drug wat hy nie aan verslaaf is. En hulle besluit om hy so priester, hulle gaan om pensioen. Hulle sit hom op pensioen. Want hy kan nie meer nie, hy is heeltemal verslaaf. Maar weet jy wat wil ek jou vanaand van hom sê? Prys die Here. Hierdie man het baie dinge deurgegaan. En hy het gedink hy's reg. Toe beloof die duiwel vir hulle, toe sê die duiwel, nee, julle kan ook die ewige lewe beërwe. Nou iemand die weet, daar is 'n ding wat hulle noem reïnkarnasie. Reïnkarnasie beteken ek gaan in jou liggaam in. Toe sê al wat jy doen is jy uitvind jy's nog so siek soos die man. Dan gaan jy net in iemand anders se liggaam in. Hy sê hy het nou maar die drugs gebruik, hy het alles gebruik en het die duiwel geglo. Hy kan vir ewig lewe want hy kan elke keer net in 'n ander mens se liggaam ingaan. En so het hy maar sy lewe opgemors totdat hy so sieklik is, dat hy die dood in die oë staan. Hy sê en hy besluit, hy sal ook nog maar reïnkarneer, hy gaan in 'n ander man se body in. Hy sê maar toe kom daar oor see uit Duitsland uit, kom daar 'n satanistiese priester, hier na Suid-Afrika toe, wat hier kom, vir hulle kom kerk op. En die man het in iemand anders se body ingegaan, sy liggaam ingegaan. Hy het gereïnkarneer. Hy sê en terwyl die diens daai môre aan is, toe sterwe die man net daar tussen hulle. En toe die man daar sterwe, toe vreet die wurms hom onmiddellik sy liggaam uitmekaar. Hy sê toe skrik hy baie goed. Toe sê hy nee, die man moet mos die ewige lewe beërwe. Hy het in 'n ander mens se liggaam ingegaan en die duiwel het hom gesê, so kan jy net elke keer oorgaan, en dan kan jy ook die ewige lewe beërwe. Maar ongelukkig hier sterwe die man. Baie vinnig, want hy moes lankal dood gewees. Toe gaan hy mos in iemand se liggaam. En die wurms, hy sê nie die wurms het nie gewag vir die graf nie. Onmiddellik toe vreet die wurms hom net daar. In hulle se teenwoordigheid vreet die wurms hom. Ek wil vanaand vir u sê, jy kan maar jou ore gee vir mense hier buitekant. Jy kan maar laat die duiwel jou mislei en verlei. Jy kan die werk van Satan doen. Maar ek wil jou vanaand sê, my God is groter as die duiwel hier buite. Daarom sien jy mos die teenstand wat ons kry, prys die Here. Die duiwel wil nie ons moet preek nie. Die sataniste lê nou, hulle doen kettinggebede. Hulle doen
Halleluja. En vir hy goed wat jy nou leer doen, om God se werk wil af te breek, jy gaan betaal, boetie. Jy gaan betaal. Ek sê jou vanaand, jy gaan betaal. Halleluja. Ek wil vanaand vir u sê, alles hierdie boodskap hard, alles hierdie woorde hard, maar God is 'n God van liefde. Die Bybel sê daarom het hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy kan vanaand die ewige lewe kom vat by die Here, man. Jy kan vanaand sê, Here, ek kom. Dan sê die Here, wil jy regtig kom? Dan sê jy, ja, ek wil. Dan sê God, as jy wil, ek wil. God wil jou vanaand red. Jy moet net kom. Doen alles in jou vermoë en kom na die Here toe. Daar's plek by die kruis. Daar's plek by die kruis. 'n Koortjie sê so baie het gekom, maar daar's nog plek vir jou ook. Jy kan vanaand instap. Hy weier nie, hy vir my geweier nie. Ek was ook 'n riekelose sondaar. En vanaand staan ek net gered deur genade. Daarom kan ek nie breek met myself nie. Maar as ek vanaand my mond oopmaak, dan praat ek oor die Here. En ek praat oor sy goedheid. Want hy het my nooit in die steek gelaat nie. Ons kan gereed maak vir 'n koortjie. Dan wil ek 'n uitnodiging maak. Prys Here, as daar iemand is wat vanaand sê, Here, ek het ook ingegaan, maar hier op die pad het ek slim geword. Ek het begin wandel soos ek wil. En ek het gesê, ek sal nie vir my laat sê nie. Want ek ken nou die weg. Dit gaan nie oor jy die weg ken nie. Dit gaan of jy op die weg wandel. Want Jesus is die weg. Hy is die waarheid. As jy op hom loop, dan loop jy in die waarheid. En hy het die lewe. Jy kan nie lewe kry as jy nie die Here aanneem nie. Mag die Here vanaand vir u sê, kom ons kry die lied. En dan wil ek vanaand vir u uitnooi. Elkeen wat vanaand hier sit. Wat sê Here? Ek wil vanaand vir my laat bid. Ek voel nie so gelukkig nie, Here. Ek gewaar, Here, hier is nog dingetjies in my. Ek het 'n bietjie kwaad geword toe iemand aan my goed vat. Ek het 'n bietjie ongelukkig geword toe iemand praat oor 'n ding wat ek nog in my lewe het. Kyk, ek kom vanaand na die Here toe. As daar iemand wat vanaand sê, Here, ek wil vir my laat bid. Ek hoor die Here met my gepraat. Ek het ook gedink ek is op pad hemel toe. Maar die dinge wat ek doen, sal maak dat ek in die hel beland. As jy vanaand weet jy word gereël deur die sataniste, stap vanaand uit na die Here toe. Stap uit. Ons wil sataniste vir duiwel aanbidders. Maar die weg van die Here so belemmer. En wat die mense se oë toedruk en toemaak. En wat vir ons so aanval. Al wat ek weet, my God is 'n oorwinnaar. En daar is niemand soos hy nie. En as ek aan hom bly, dan sê die Bybel, jy is meer as 'n oorwinnaar. Deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Is daar iemand wat gebed nodig het? Is daar iemand wat vanaand 'n gebed nodig het? Is daar niemand? Nee, jy kan sit. As jy weet, jy lewe met die Here is alright. En jy weet, ek sal hemel toe gaan, as ek vanaand sterwe, dan sal ek hemel toe gaan. Daar sit jy. Daar sit jy nie. Dat jy misschien nodig vir 'n gebed. Maar as jy vanaand uitvind, ek is nie seker of ek by die Here sal uitkom. Dan stap jy vanaand uit na Jesus. Dan kom jy na die Here toe. Prys die Here, kom bid maar vir hom, kom bid vir hom. As daar nog iemand is, dan kan hy uitstap. Gaan jy
die uitnodiging nog hou, u kan maar kom bid. Is daar nog iemand vanavond wat sê, Here,